Ons is in die middel van Desember en ek hoop jy het 'n rustyd. 'n Goeie tyd saam met familie, dat jy stadiger leef, dat jy oomblikke saam met mense en jou naaste rondom jou het. En dan ook tyd vir selfrefleksie en werk deur dit wat die Heilige Gees jou in begelei. Ek is baie geïnteresseerd, van waar af kyk jy? Miskien is jy op vakansie, miskien is jy internasionaal. Stuur 'n bietjie daar in die comments. Waar is jy? Waar kyk jy? Ons wil vir jou bid ja, ek wil sommer net vir jou sê, Jessie, daar waar jy is, ons is so lief vir jou. Ons is so opgewonde waarmee die Heilige Gees met jou betrokke is. Ek het, soos ek genoem het, gaan ons van ons ou preke heruitsend, want daar is soveel waarhede daar binne. Ek en my gesin is nou tans op vakansie en ons rus lekker en ek het doelbewus hierdie tyd van die jaar gevat om nie nog preke op te neem nie, maar om regtig stil te raak by die Heilige Gees. En so ek het 'n vorige preek gaan kies, wat ek weet mense so intens bedien het, toe hy uitgestuur is, toe ons daai net gekyk het, en ek wil jy moet weer na hom kyk. En dit gaan oor, wil jy gesond word? Jy weet ons hart by Kaleio is, dat ons wil sien dat mense gesond word, want is wanneer die Heilige Gees leuns kom verskuif, genesing bring, wat mense in hulle volle kapasiteit en potensiaal leef. As jy van mense weet, wat seer het oor hierdie tyd, wat mense verlang, baie keer is Desember 'n moeilike tyd vir mense, sukkel met depressie en angs, hulle word nie raak gesien nie, dan is hierdie die perfekte boodskap, om vir hierdie mense aan te stuur. So kyk hierdie saam met ons, ek wil saam met jou bid, en geniet vandag se boodskap saam met ons. Here, ek kom bid vir elke persoon, wat nou na hierdie boodskap kyk. Here, mag hulle net hier oorweldigende liefde beleef daar waar hulle nou is. Woorde wat sê ek is vir jou, ek is nie teen jou nie. In hierdie Desember wil ek hê jy moet my rus en my liefde beleef. Dankie Here daarvoor. Ons bid dit in Jesus naam en almal sê amen. Geniet die boodskap. Jy is so welkom vandag by Kaleio Kerk. Dankie dat jy inskakel op hierdie dag, van waar ook al jy saam kuier. Welkom as jy in Suid-Afrika is, as jy uit Dubai of Amerika of Nederland of waar ook al jy vandaan af kyk, wil ons vir jou sê, jy is so welkom. Ek weet dat jy tyd gemaak vandag, uitgesit om saam met ons geestelik te groei. En dis my vertroue dat die Heilige Gees jou vandag bedien, daarso waar jy is. Hy ken die detail van jou lewe. Hy weet presies waar jy gaan, jou bekommernisse, jou vrese. En so dankie dat jy tyd maak saam met ons vandag. Miskien kan jy vandag as 'n groep saam. Ons sê vir mekaar by Kaleio Kerk om intentioneel in mekaar se lewens in te spreek en om mense rondom ons te hê is vir ons 'n groot waarde. En daarom noem ons ook hierdie tyd, noem ons Kaleio kuiers. Dis 'n tyd waar ons by mekaar kom as 'n groep mense en regtig mekaar se harte leer ken en in mekaar se lewens inspreek. As jy nie weet nie, Kaleio Kerk, ons het nie elke week dienste nie, ons probeer iets nuuts. Maar ons sê, ons kom elke tweede week by mekaar fisies by 'n gebou, waar ons dan saam worship en saam woord het en saam kuier as 'n gemeente. Maar die alternatiewe week kom ons op hierdie manier by mekaar. Ons wil sien dat mense saam Kaleio kuiers het, waar hulle inspraak in mekaar se lewens het. So, as daar klomp mense rondom jou is, jou familie of jou selgroep of vriende, julle is so welkom om so saam te kuier. Ek is so opgewonde vir dit wat die Heilige Gees vandag met jou wil deel. Maar voor ons daar inspring, kom ons bid net eers saam. Dankie Here, dankie Heilige Gees, dat U by ons is en met ons is en ons vandag begelei in alle waarheid. Here, daar waar daar waarheid is daar vrymaking. En Here, dis my vraag vandag. Here, dat die persone wat na hierdie boodskap luister, dat daar vrymaking sal gebeur, of sal begin gebeur in ons lewens. Here, ons het U so nodig. Dankie dat U ons
nooit verlaat nie, dat U altyd by ons is, en dat U ook nou saam met ons is, Here, in hierdie tyd wat ons saam met mekaar spandeer. Ons het U so lief, en ons bid al hierdie in die naam van Jesus Christus, en almal sê, Amen. Ek wil sommer onmiddellik in die stuk teks inspring wat ek vandag met jou wil deel. Hierdie stuk teks is al 'n hele lang ruk wat ek na hom kyk en wat hy met my hart werk en wat die Heilige Gees deur hierdie teks besig is om transformasie in my persoonlike lewe te bring, en so ek is so opgewonde om dit vandag met jou te deel. Ek is so 'n bietjie besig om deur die boek van Johannes te werk, en seker so 3 weke gelede het ek op hierdie stuk afgekom, hierdie storie, en is asof hierdie stuk net uitgespring het uit die Bybel uit, en my kom konfronteer het loodreg, en hierdie vraag wat ek vandag vir jou gaan vra, in my lewe kom vra, en ek is net nie dieselfde van daar af nie, en mag dieselfde vandag met jou gebeur, soos wat die Heilige Gees jou begelei. Ons bevind onsself in Johannes 5, waar Jesus by 'n plek opdaag waar daar geweldige baie siek mense om hulle noem dit die bad van Bethesda. Nou ek wil nou saam met jou lees, en dan gaan ons so 'n bietjie dit net, die konteks van dit verstaan, en dan gaan ek 'n vraag vir jou vra uit hierdie stuk teks uit. So, lees vandag saam met my uit Johannes 5. Ons gaan van vers 2 af lees, dit sê die volgende, dit sê, by Skaappoort in Jerusalem is daar 'n waterbad, wat in Hebreëus Bethesda genoem word. Dit het 5 onderdakpilare gange gehad, waar daar 'n menigte gestremdes gelê het, blindes, krepeles, lammes. Onder hulle was daar 'n sekere persoon wat al 38 jaar lank siek was. Jesus het hom daar gesien lê en was bewus daarvan dat hy 'n geruime tyd al siek was. Hy vra hom toe hierdie vraag: wil jy graag gesond word? Kan ek hierdie vir jou kom vra? Kan ek vandag by jou stil staan as Jesus nou voor jou verskyn? Kan ek hierdie vandag in jou gees vra? Kan jy my gou in die oë kyk? Wil jy graag gesond word? Kom ons gaan verder. Jesus sê, of die woord sê, die sieke het Jesus geantwoord, meneer, ek het niemand naby my om my in die waterbad te tel wanneer die water geroer word nie. En terwyl ek nog nader kom, gaan iemand anders voor my in. Jesus sê toe vir hom hierdie woorde: staan nou op. Tel jou slaapmaatjie op en loop. Ek vertrou die Heilige Gees dat hierdie stuk vandag met ons harte kom werk. Kom ek gee vir jou 'n konteks. In hierdie tyd in Jerusalem was daar hierdie bad van Bethesda, en daar was klomp mense wat geglo het dat wanneer hierdie water geroer word in hierdie waterbad en jy is dan binne in hierdie waterbad, dat jy bonatuurlik sal genesing beleef. En daarom was daar klomp mense, soos die woord sê, krepeles, siekes, lammes, wat van een of ander siekte wil ontslaa raak wat in hulle lewe is. Ek wil vandag stil staan en sê dat by Kaleio Kerk is ons besig om te kuier oor intentionele gesond word die afgelope tyd. Ons glo hierdie, dat ons wil sien dat mense gered word uit die koninkryk van die donker, in die koninkryk van die lig, die ou sondige mens afsterf en die nuwe verheerlikte mens, die nuwe lewe in hulle lewe sal sien gebeur. So mense moet redding beleef deur die genade geskenk van Jesus Christus. Dis slegs deur hom, deur my geloof in hom te plaas wat ek gered kan word. Maar op dieselfde vlak, of vir ons dieselfde waarde, is dat mense sal gesond word. Ons glo dat soveel van die seer in hierdie wêreld is nie noodwendig as gevolg van mense se sondige natuur nie. Die woord leer ons dat Jesus, in Kolossense kan jy gaan lees, Kolossense 2, dat Jesus sê, ek het julle ou sondige natuur uit julle uitgesny. Nou wat bly oor? Die seer van jou verlede. Jy sien, 'n seer en trauma van jou verlede, wat
'n effek het op jou en op die mense rondom jou. En daarom wil ons sien by Kaleio Kerk dat mense nie net gered word nie. Ja, eerstens is dit belangrik, maar dat mense gesond word. En sodra mense gesond is, dat hulle sal beleef dat hulle gestuur word, en ons sal nog lekker hieroor kuier, wat dit beteken om gestuur te wees. Maar ek wil vandag by jou stil staan in 2025. Ons is nou so bietjie in 2025 in, en ons hoor nog steeds nog so bietjie, mense wat nog hier en daar mekaar ontmoet, wat mekaar lanklaas gesien het, wat sê, voorspoed vir jou 2025, mag jy 'n ongelooflike jaar beleef. Wat ek ook baie hoor is, wanneer ek met mense kuier, ek sê, hoorie, mag jy 'n goeie 2025 hê, dan sê mense hierdie vir my, ja, yes, ek beleef net binne my, dat 2025 iets anders gaan wees, ek voel het, en ek love die optimisme, ek is mal oor die hoop wat in mense is, wanneer hulle dit sê, maar kan ek vir 'n oomblik net pessimisties wees, kan ek vir 'n oomblik net sê, dat as niks verander in jou lewe, gaan 2025 presies dieselfde wees as 2024. Net nog 'n jaar. Dan moet gesondwording en verandering binne in jou lewe gebeur. So kan ek eerstens stil staan by hierdie gedagte, en as jy 'n groep mense by jou het, dan kan jy dalk hierdie saam bespreek. Hierdie vraag, hoekom verander mense nie? Ek wil graag dit eers aanspreek. Hoekom is daar partykeer waar daar geen verandering in mense se lewens is nie? Nou, ek gaan so 1 of 2 of 3 punte wat ek dink vir jou gee. Ek het 'n baie goeie pel van my met wie ek onlangs hierdie gesprek gehad het oor hoekom verander mens nie regtig nie. En ek wil so net 'n paar punte noem, en jy kan dit na die tyd in jou groep ook bespreek. Maar ek dink mense verander nie, nommer 1, eenvoudiglik, want ek wil nie verander nie. Ek het nie nodig om te verander nie. Ek kan nie insien hoekom ek nodig het om te verander nie. My omstandighede is van so 'n aard dat dit eintlik baie goed met my gaan. Mense, ons leef in 'n westerse kultuur. Meeste van die mense wat hier kyk, gaan saam met my in 'n westerse kultuur wees. En meeste van ons gaan dit eintlik goed in vandag se tyd, in 2025. Ons gaan nie noodwendig deur oorlog nie. Daar's nie noodwendig hongersnood, waar daar geen kos in die land is nie. Daar is nie noodwendig groot siektes wat rondom ons is nie. Meeste mense wat na hierdie video kyk, het so ver elke aand 'n bord kos op hulle tafel gehad. En ek weet daar's die uitsonderings, en ek weet daar's mense wat hierso kyk wat nie noodwendig die storie is nie, maar meeste mense, ek sal sê 95% van die mense wat hierdie nou kyk, het klere aan jou lyf, jy het 'n werk, jy is gesond, jou kinders gaan skool toe, jy is okay, jy is nie in 'n oorlog nie, jy het kos, so mense is in 'n gemaksone, dit is nie nodig vir ons om te verander nie. Ek dink die tweede rede, hoekom baie mense nie verander nie, is ons leef met die leuen van, dis nie so erg nie. Ja, ek het 1 of 2 goedjies wat pla, en ek het 'n paar goedjies wat dalk nie goed vir my is nie. Ek weet, vir party is dit dalk, hoor jy, ek drink dalk nou en dan bietjie te veel. Jy weet, maar wat is dit nou, ons almal geniet nou en dan 'n drankie, of hoor jy, ja, hierdie goed wat ek gebruik om te cope, was nie so erg nie, man. Luister jy, ek kan dit nou los. Enige oomblik. Kan ek net vandag vir jou in die oë kyk, en ek wens ek kan myself nou in die oë kyk, is dat ons is meesters om vir onsself te jok oor die krikke wat ons in ons lewens het. En is dalk nie vir jou so erg nie, maar glo vir my, vir die mense rondom jou, is dit dalk 'n massiewe uitdaging. Met party van die gewoontes wat in my en jou lewe is. 'n ander rede, hoekom mense nie verander nie, is ons leef met hierdie gedagte, is dat ons sê, nee, maar ander moet verander. As daai of daai persoon net sal verander, sal my lewe beter wees.
As my baas my net meer sal betaal, dan sal my werk beter wees. As my skoonma my net beter kan hanteer, dan sal my lewe beter wees. As daai persoon net minder so vir my kyk, dan sal my lewe, kan ek net vandag stil staan en sê, kan ons as Kaleio Kerk ophou vingers wys en glo vir my, ek kan partykeer so skuldig wees rondom hierdie ene. As ek kan vulnerable wees, ek is so maklik partykeer om ander mense se foute uit te wys en ek het 'n belofte aan myself gemaak. Ek praat nou met Lian. Luister net saam. Is dat ek minder ander mense se foute gaan uitwys en sê, Here, kom deursoek my hart. Here, want dis my verantwoordelikheid om intentionele gesondwording toe te laat in my lewe. Hoe meer ons na ander mense vingers toe wys, dis dalk 100% reg. Daar is dalk mense wat net soveel seer soos jy het, wat jou seer maak. Kan ek jou vra om vir 'n seisoen die spieël op jouself te draai en te sê, Here, ek gaan nie op ander fokus nie, ek het nodig om op myself te fokus. Ek dink 'n groot volgende rede hoekom mense nie verander nie, is selftwyfel. Jy glo nie meer in jouself nie. Jy het jouself te veel keer al teleurgestel. En jy is bang vir verandering. En dan die laaste gedeelte hoekom ek dink mense nie regtig verander nie, is mense weet nie regtig wat hulle wil hê in hierdie lewe nie. Het jy al vir 'n tyd net stil gestaan en net regtig gaan dink, wat soek ek in hierdie lewe? Ek dink dit moet ons 'n goeie tyd vat om regtig hierdie vraag te antwoord. Hoekom moet ek en jy verander? Hoekom moet daar verandering in ons lewe plaasvind? Ek wil 2 redes vandag vir jou gee. Ek wil eers dit duidelik maak, dat baie mense sal sê, hoorie maar Leon, die werk van Christus is afgehandel. Ek is nou nie in Christus. God sien my as perfek. Ek is nou 'n kind van God en is alles die waarheid. Maar jy sien, die oomblik wat jy tot geloof kom, sê die woord vir ons in Efesiërs 4, moet ek en jy nou groei in volwassenheid. Dit beteken dat ek en jy die ou sondige natuur, wat letsels in ons lewe gelos het, moet ons nou afsterf en ons moet die leuns aanspreek en ons moet die onwaarhede aanspreek en ons moet die goed aanspreek in ons lewe wat besig is om ons te vernietig en ons moet groei in volwassenheid. Dit beteken, daar's 'n proses van waar daar goed in my lewe aangespreek moet word. Dit is die teologiese antwoord, dat ek en jy moet groei in volwassenheid. As daar nie groei plaasvind nie, kan ek hierdie hardop sê, dan weet ek nie of redding al plaasgevind het nie. Jy sien, wanneer redding plaasvind, dan word my gees lewendig saam met die Heilige Gees. En die Heilige Gees begelei my in alle waarheid. Hy begelei my in wie ek werklik geroep is om te wees. En as daar geen verandering in my lewe plaasvind nie, dan dink ek, is dit baie keer omdat redding nog nie plaasgevind het nie. Kom ek en jy streef om te verander, nie om meer gered te word nie. Mense, ons is klaar gered. Sonde is klaar meer gedeel aan die kruis. Sonde behoort nie meer 'n uitdaging vir my en jou te wees nie. Ek het nie meer goeie dade sodat ek in die hemel kan kom of in God se goeie boekies kan kom nie. Die rede hoekom ek nou goeie dade aanpak, is omdat ek wil groei in volwassenheid. En dis die tweede rede hoekom ek dink ons moet verander is, daar's meer in jou. Ons het laasweek gekuier by Kaleio Kerk, by ons fisiese belewenis oor Kolossense 1,
En Paulus kom en hy gee hierdie ongelooflike waarheid in Kolossense 1. Jy kan asseblief vir my die hele Kolossense 1 gaan lees, maar daar's een gedeelte daar binne wat ek vandag in jou gees net weer wil inspreek, en dit is dat Paulus sê, hier is die geheim van Christendom. En die geheim van Christendom is dat Christus leef nou in jou. Mense, daar's meer in ons. As ek en jy gaan stagneer en net okay is met wie ek is, so gemaak en so gelaat staan, dit is vir my persoonlik 'n klap in die Here se gesig. Want daar is 'n potensiaal binne in ons. Daar's 'n potensiaal binne in jou. Jy's beter as dit. En daarom glo ek dat daar moet nou begin oorwinning in jou lewe gebeur oor die goed wat jou so vashou. Ons kan sing in die kerk, daar's oorwinning in Christus en ek staan in oorwinning saam met die Here, maar partykeer gaan ek en jy moet goed oorwin saam met Christus in ons lewe. There's so much more in you. En ek hoop, jy beleef nie hierdie as aanvallend nie. Ek sê regtig elke gedeelte van dit wat ek nou vir jou sê ek vir jou, omdat ek lief is vir jou, omdat ek weet dat Christus het gesterf vir jou en opgestaan vir jou, sodat jy kan ontdek wat dit beteken om 'n kind van God te wees. So kom ek land met hierdie. Hoe begin ek verander in my lewe? Hoe begin ek intentioneel verander? Ek wil hierdie heel eerste noem. Kom ons gaan gou terug na ons teks toe. Ja, in Johannes 5. Daai persoon lê al 38 jaar lank langs die waterbad en het nie genesing beleef nie. Hoe lank sit jy al met daai ding? Met daai verslawing, met daai meer, met daai selftwyfel, met daai geheim, met daai siekte. Die eerste ding wat ek vir jou wil sê is jy gaan dit nie alleen kan oorwin nie. Daai persoon sit vir 38 jaar lank en hy sê vir Jesus, ek het niemand wat my kan dra na genesing toe nie. Jy sien, die oomblik wanneer ons geheime het, die oomblik wanneer ons skaam is oor goed, die oomblik wanneer ons goed wegsteek, dan is ons natuurlike reaksie, ons laat nie mense in ons lewe toe nie. Ons is skaam. Jy sien, gesondwording gebeur wanneer ons bereid is om uit te reik na mense. Ek kan vir jou storie op storie vertel. Die oomblik toe mense begin eerlik raak oor dit waardeur hulle stoei, het hulle genesing begin beleef. Toe hulle uitreik na mense en sê, ek kan hierdie nie self oorwin nie. Jy sien, ek het nodig dat jy begin broos raak met jouself en dalk as jy 'n groep mense rondom jou het, dan het jy dalk nodig om vandag eerlik met hulle te begin raak oor waar is jy rondom jou genesingsproses. Die tweede ding wat ek vir jou wil sê is, as jy nêrens mik nie, gaan jy nêrens uitkom nie. Jy sien, baie keer leef ons met hierdie valse illusie, dat lewe gaan dit okay wees, en ons moet maar net aangaan, en hoor jy, ons ry maar nou die golf van die lewe, en nou dan gaan ons bietjie deur slegte seisoene, nou dan gaan ons deur beter seisoene, maar ons gaan, kan ek dit vandag vir jou sê, as jy nêrens mik nie, gaan jy nêrens land nie. Ek hoor, die afgelope tyd, hoor ek 'n ding wat nogal my diep geraak het. 'n Persoon sê vir my, a person doesn't decide their future. A person decides their habits, and their habits decides their future. Jy sien, dis wanneer ons gewoond raak aan goedjies wat ons besig is om te vernietig, wat my en jou toekoms bepaal. En waar gaan dit eindig? En ek wil regtig vir jou vra vandag, dat jy 'n oomblik sal beleef van, ek het nodig om 'n paar goed aan te spreek in my lewe. As 2025 regtig 'n anderste jaar gaan wees, het ek nodig
om iewers te mik en intentioneel te begin werk na 'n punt toe. Maar die derde punt wat ek wil noem, en ek land met hierdie, wat my so kom bemoedig het, is die volgende. Het jy geweet, kind van God, jy het 'n voordeel bo ander mense. Jy het 'n voordeel en daai persoon se naam is Jesus Christus. Paulus het hier iets van dit ontdek. Hy het gesê, en ek wil dit vandag vir jou lees, in Filippense 3 vers 8 in die Amplified, hy sê dit die volgende, hy sê, but more than that, I count everything as a loss compared to the priceless privilege and supreme advantage of knowing Christ Jesus, my Lord, and growing more deeply and thoroughly acquainted with Him. It's a joy unequal. For His sake, I have lost everything, and I consider it all garbage so that I may gain Christ. Mense, daar's 'n krag binne in jou. Jy het 'n voordeel, jy het 'n advantage. 'n Krag, 'n persoon wat vir jou lief is, wat sê, ek is bereid om jou hand te vat. Jy gaan dit nie op jou eie kan doen nie. Ek is bereid om jou hand te vat en saam met jou deur hierdie ding te stoei, totdat jy oorwinning kry. En hy het die vermoë om die goed wat nodig is vir jou om oorwinning te kry, te produseer in jou lewe, sodat jy suksesvol in jou genesing kan wees. Ek wil hierdie vir jou lees in Hebreërs, die skrywers van Hebreërs, of die skrywer van Hebreërs het die volgende, hy sê, now may the God of peace, who brought up from the dead our Lord Jesus, the great shepherd of the sheep, and ratified an eternal covenant with His blood, may He equip you with all you need for doing His will. En dan hoor jy die woorde, may He produce in you, through the power of Jesus Christ, every good thing that is pleasing to Him. All glory to Him forever and ever. Amen. Ek wil land met hierdie. Nou land ek regtig, ek beloof. Jesus sê vir daai persoon wat al 38 jaar lank langs die bad lê. Sê hy staan op. En ek weet jy kyk dalk hierdie boodskap en sê ek het nie die krag om op te staan nie. Dan wil ek nou deur die Heilige Gees jou herinner, jy's 'n kind van God. Jy kan. Jy kan. Staan op. Dis die eerste stap. As jy net kan opstaan en as jy net kan begin beweeg, saam met mense rondom jou en saam met die krag van Jesus Christus wat in jou werk, sal jy oorwinning beleef. Ek beloof dit vir jou. Jy het 'n hemelse Vader wat jou vandag vashou en sê, my kind, ek is met jou. Jy kan hierdie doen. Sluit vir 'n oomblik net jou oë saam met my. Bid ons saam. Here, ons het U so nodig. Here, dit help nie ons maak weer klomp New Year's resolutions, maar ons word nie gesond nie. Here, en ek kom vra elke persoon wat nou bedien word, Here, dat U in hulle oor sal fluister. Staan op. Ek is met jou. Dankie, Here, vir U liefde, U genesing, U begeleiding in waarheid, Here, sodat ons in oorwinning saam met U kan stap. Ons bid dit in Jesus se heilige naam. Almal sê, amen. Mag jy vandag goeie gesprekke hê. Miskien is dit nou saam met mense rondom jou. En as daar 'n paar vrae wat die Heilige Gees in jou hart opgebring het nou, wat jy met jou groep wil bespreek, of met familie of vriende, of dalk wil jy vir ons 'n mail stuur, en jy wil met ons connect, en sê, oor Jesus, ek het vrae oor hierdie, of help my met hierdie, of begelei my met hierdie. Ons sien so uit om van jou te hoor. Mag jy 'n ongelooflike week beleef, soos wat ons saam met die Here stap. Ek herinner jou, die 26ste Januarie,
het ons weer 'n fisiese belewenis by Simplicity Venue in Pretoria Kameeldrif. As jy wil saai of gee vir hierdie bediening, al die inligting is onder aan hierdie video beskikbaar. Ek sien uit vir dit wat die Heilige Gees hierdie week in jou lewe doen. Wees geseënd. Ek hoop hierdie boodskap het jou bedien en ek verlang jou sommer net man. Ek kan nie wag om weer saam met jou te kuier. En so ek wil jou herinner dat ons die 25ste Desember het ons 'n Kersdiens by Simplicity Venue. En dit gaan ook 'n herinneringsdiens wees. As jy mense hierdie jaar aan die dood afgestaan het, of dis net 'n Kersfees waar jy mense mis en verlang wat nie meer met ons is nie. Ons gaan daai diens gaan ons 'n oomblik vat om hulle te onthou. Dit help wanneer ons as 'n groep mense mense onthou. En so ek sien jou daar 25 Desember by 'n fisiese diens. Dankie vir jou finansiële bydrae tot hierdie bediening. Ek kan nie vir jou sê die impak wat dit maak nie. Het ek al gesê ek is lief vir jou? Ek is so lief vir jou. Geniet die dag.